Goeiemiddag aan almal. Ek moet nou eers vertel. Ja, met die hondjies gaan dit goed. Hulle slaap op die stoep, so ons hoef nie meer in die nag vir Rous op te staan nie. Maar daardie klein goed is nou al so windgaan. Rous kom staan voor die deur en dan moet almal in. Dan is dit honde net waar jy kyk, die wêreld vol. Met Saffron gaan dit ook goed. Die aspetat slaap nog in die huis. Sy is soms stroopsoet. Het net gister probeer rook. Ek dink maar so. Ek dink Johannes het vir haar 'n sigaret gegee. Want sy het die hele boksie vuurtjies die wêreld vol gestrooi. En die boksie in fyn stukkies geskeur. Die bewyse kry ek natuurlik voor my bed. Ek sien nie die sigaret nie. Dalk het sy hom gepruim. Net sy sal weet. Ons het môre 'n ete by die kerk. En wie is die gelukkige wenner om die nagereg te maak? Ek met my groot bek. Maak 'n voorstel en ek kry die werk. Volgende keer sê ek niks. Dit gaan moeilik wees. Julle weet mos ek hou maar van bietjie praat. Waar gaan my gedagtes ook nou weer? O ja, die nagereg. Ek maak broken glass. Ek weet nie of julle dit al geëet het nie. Vrek lekker. Dit neem 'n rukkie om te maak, maar anders gaan dit vinnig. Of so het ek gedink. Julle weet, om 'n pudding een keer aan te maak is alright, maar om vir 100 mense te maak is 'n katarsis. En nog 'n ding, die van julle wat al in my huis was, weet. My kombuis is so groot soos 'n koshuiskombuis. Ag, hoe lekker lag ek nou. As jy in die middel van my kombuis staan, raak ek met my een hand aan die wasbak en met my ander hand aan die kas. As ek draai na die ander kant, gee ek een tree na regs of een tree na links en ek is by die kas. Nou ja, ek sê altyd, my kombuis is so groot soos 'n vuurtjiedoos. Maar dit nou daar gelaat. Ek wonder wat wyk met die gedagtes vandag so baie. O ja, die pudding. Dit werk so. Jy maak eers 3 kleure jelly aan, dan moet jy dit laat stol. Wanneer dit gestol is, sny jy dit in blokkies. Bak dit in 'n bak en gooi 'n mengsel van room, gelatine en kondensmelk oor. Dan moet dit weer stol en dan kan jy eet. So begin ek al donderdag aand jelly maak. Nou moet dit stol. Ai, dit is so lekker alleen in die aand in die kombuis. En ek hou maar die ouma boks naby. Net vir ingeval ek 'n lappie moet was, of dalk die vloer moet was, of dalk, o ja, Vrydagmiddag gaan ek voort. Ek moet my storie ken. Die gelatine moet goed oplos. En ek begin die aanmaksels in plastieke ringe, spesiaal vir gestolde slaai of puddings te gooi. Maar julle, ek het net 2 ringe en ek mors en die ouma moet help. En die ringe is vol en die ouma moet help. Ek kry sommer 2 plastiek koekdeksels. Ek gooi van die pudding daarin en ek mors en die ouma moet help. Nou is dit al Saterdag en ek gaan voort. Gooi die pudding uit, ek mors, gelukkig is die ouma boks naby. Ek meng en mors. Ouma giet uit, mors, ouma. Nou is ek moeg en uitgeput. Saffron lê hier op die matjie en slaap. Dalk moet ek langs haar gaan lê. O ja, een ding is seker. Die mense gaan môre smil aan hierdie brandewynterte wat ek maak. Hulle proe so stroop. Wat ek net nie kan verstaan nie, is dat my ouma boks leeg is. Hulle sal moet verskoon. Ek moet gou gaan botter koop vir die terte. En die baba voëls moet ook nog gevoer word. Hulle sal ook vandag dink, hulle is 'n slukpypies, nou hulle magies is afgesny. Nou ja, tot ek weer gesels. Naskrif. Môre sit ek heel voor in die kerk. Ek het mos my deel gedoen.